Kom ons bestudeer vandag God se woord saam met die preek getiteld Slegs dit wat van God is eg. Daar is baie namaaksels in hierdie wêreld. Noem mense hulle nie vervalsings nie. Ongelukkig maak mense nagemaakte produkte wat baie soos die regte produkte lyk en verkoop hulle dit teen 'n baie lae prys. So baie mense raak verward oor die waarde en voorkoms van vervalste items. Daarom het die regering hierdie produkte onwettig verklaar om sy nasionale beeld te beskerm. Daar word gesê dat daar talle vervalsings op die mark is. Van luukse sakke tot klere en sporttoerusting. Dieselfde kan gesê word vir wat vandag onder kerke gebeur. Aangesien daar meer namaaksels as regte is, word die regte behandel asof hulle vals is. Daarom sal ek vandag 'n paar maniere verduidelik om die wettige kerk van die nagemaakte te onderskei. Is die ewige lewe nie op die spel nie? Aangesien dit die ewige lewe is, nie 'n tydelike lewe nie, wat hiervan afhang, moet jy duidelike geloof en standaarde hê om korrek tussen die autentieke kerk en die nagemaakte kerke te onderskei. Wat is dan die verskille tussen hulle? Hoe lei die Bybel ons in hierdie saak? Kom ons kyk na Jeremia hoofstuk 5 vers 10. Jeremia hoofstuk 5 vers 10. Klim op haar terrasse en rig verwoesting aan, maar moet dit nie heeltemal vernietig nie. Verwyder haar hegranke, want dit is nie die Here se nie. Wat moet ons doen met die dinge wat nie aan God behoort nie? God het vir ons gesê om hulle te verwyder, nie waar nie? Dit beteken dat alles wat nie aan God behoort nie vernietig moet word. Kom ons gaan voort met Matteus hoofstuk 15. Kom ons kyk na hoofstuk 15 vers 13. Hy het egter geantwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie. Wat? Sal met wortel en al uitgetrek word. Die Bybel leer ons dat alles wat nie van God afkom nie, vernietig sal word. Kom ons gaan voort met Handelinge hoofstuk 5. Kom ons sien Handelinge hoofstuk 5 vers 34. Maar toe staan iemand in die Sanhedrin op, 'n Fariseer met die naam Gamaliel, 'n wetgeleerde met hoë aansien by die hele volk, en gee opdrag dat hulle die mense vir 'n oomblik na buite neem. Daarop sê hy vir hulle, Israeliete, dink goed na oor wat julle met hierdie mense gaan doen. Want 'n ruk gelede het Teudas opgestaan en daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en ongeveer 400 manne het by hom aangesluit. Hy is doodgemaak en almal wat na hom geluister het, is uitmekaar gejaag en het in die niet verdwyn. Na hom het Judas, die Galileër, in die dae van die volkstelling na vore getree en die volk agter hom aan tot opstand aangehits. Ook hy het omgekom en almal wat na hom geluister het, uitmekaar gespat. Maar nou sê ek vir julle, los hierdie mense uit en laat hulle gaan, want as hierdie plan of onderneming die werk van mense is, wat sal gebeur? Dit sal dit tot niet gaan. Met ander woorde, as dit nie van God is nie, sal dit uiteindelik homself vernietig. Vers 39. Maar as dit van God afkom, sal julle hulle nie. Wat? Kan keer nie, moenie dat dit blyk dat julle teen God veg nie. Hulle het toe na hom geluister. En nadat hulle die apostels ontbied het, het hulle laat gesel, hulle beveel om nie in die naam van Jesus te praat nie, en hulle vrygelaat. Daarna het hulle van die Sanhedrin weggegaan, bly dat hulle waardig bevind is om ter wille van sy naam skandelik behandel te word.
Boonop het hulle nie opgehou om elke dag op die tempelterrein en van huis tot huis onderrig te gee nie, en ook nie om die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Hier staan ook geskryf, as dit van God is, dit wil sê as dit aan God behoort, is dit eg. Maar as dit nie is nie, sal dit natuurlik sy identiteit openbaar en uiteindelik misluk. Die Bybel verduidelik hierdie les deur te sê, want as hierdie plan of onderneming die werk van mense is, sal dit tot niet gaan. Dit sal verseker in duie stort. Die Bybel verduidelik vir ons dat net wat van God af is autentiek is, en tensy dit deur God goedgekeur en aangestel word, sal dit onvermydelik vernietig word. Net soos daar autentieke en valse items in hierdie wêreld is, is daar ook autentieke en vervalste kerke. Hoe moet ons tussen hulle onderskei? Eerstens moet die naam van die kerk wat van God afkomstig is, akkuraat wees. Watter naam moet dit dra? Kom ons maak oop vir 1 Korintiërs hoofstuk 1 om die bewyse uit die Bybel te sien. Kom ons kyk watter kerk God verklaar het as die autentieke kerk wat hy gestig het, deur na 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 1 te blaai. Paulus, deur die wil van God 'n geroepe apostel van Christus Jesus, en die broer Sostenes aan. Wat? Die gemeente van God in Korinthe. Die kerk van God in Panghou, die kerk van God in Seoul, die kerk van God in Nieuw-York, die kerk van God in Los Angeles, die kerk van God in Peru, die kerk van God in Ghana, die kerk van God in Kaapstad, die kerk van God in Korinthe. Die enigste wettige naam is die kerk van God. Sommige mense steel egter hierdie naam. Nietemin moet die naam die kerk van God wees. Wie moet dan die stigter wees? As die stigter 'n pastoor of 'n individu is, kan dit nie die ware kerk wees nie. Is dit so? Kom ons kyk na Handelinge hoofstuk 20 vers 28. Handelinge hoofstuk 20 vers 28. Pas julle self op, en ook die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om die gemeente van God, wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herderlik te versorg. Wat het hy met sy eie bloed gedoen? Hy het dit gekoop. Beteken dit nie dat God dit gevestig het nie? Opsieners aangestel het om die gemeente van God. In Handelinge hoofstuk 20 het God hulle beveel om vir hierdie kerk te sorg. Die kerk van God, gestig deur God, moet God as sy stigter hê. Kom ons ondersoek hierdie saak in meer besonderhede. Kom ons kyk na Psalms hoofstuk 102 vers 16. Wanneer die Here, wat sal hy tot stand bring? Sion herbou. Wie het Sion gevestig? Die term Sion in die Ou Testament dui op die kerk. Verwys dit nie na die kerk wat God se feeste hou nie. Dan, wie het dit gevestig? Wanneer die Here Sion herbou en hy in sy majesteit verskyn. Dit is hoe die Bybel dit uitdruk. Daarom moet die ware kerk van God as sy stigter hê. Stem jy nie saam nie? 2000 jaar gelede het Jesus na hierdie aarde gekom om die kerk van God te stig en die evangelie deur die 12 disippels soos Petrus, Johannes en Jakobus verkondig. Uiteindelik het apostel Paulus, wat Judaïsme beoefen het, tot die kerk van God bekeer, nie waar nie.
Die kerk waarvan die apostels van die vroeë kerk deel was die kerk van God. Was hulle deel van enige ander kerk? Jy moet vinnig besef dat enige ander naam in die eerste plek verkeerd is. Mense dink egter dat as 'n kerk 'n oënskynlik gepaste naam gegee word, dan moet dit ook 'n goeie kerk wees. Al die kriteria vir egtheid is in die Bybel, so as jy net daarna kyk, sal jy die ware kerk vind. Daar is ook 'n derde voorwaarde. Eerstens was die naam van die kerk en tweedens was die stigter. Derdens, watter waarheid word in die kerk geleer? Ons moet dit bevestig. Die waarheid wat in die kerk geleer word, moet ooreenstem met die Bybel. As daar iets is wat nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is daardie kerk vals. Daarom kan ons maklik verstaan dat enige kerk wat afwyk van die opdrag, moenie daarby voeg of daarvan wegneem nie, 'n valse kerk is. Laat ons vandag bevestig of 'n kerk eg of vals is op grond van die lering van die Sabbatdag wat ons onderhou, of Sondagaanbidding wat deur ander kerke onderhou word. Kom ons blaai na Lukas hoofstuk 4. Lukas hoofstuk 4 vers 16. Toe Jesus in Nasaret kom, waar hy groot geword het hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees. Wie was Jesus volgens die getuienis in Jesaja hoofstuk 9? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem Wonderbare Raadgewer, Magtige. Wie? God, Ewige Vader. Hy het as die seun van God na hierdie aarde gekom in die vlees en 'n voorbeeld vir sy kinders gestel. Kom was dit? Hy het 'n voorbeeld gestel dat ons moet doen soos hy vir ons gedoen het. Wat sê die Bybel dan vir ons oor die regulasie wat hy uitgevoer het? Hy het die Sabbatdag gehou. Beteken dit nie dat ons die Sabbatdag moet onderhou nie? Het Jesus nie 'n voorbeeld gestel van die onderhouding van die Sabbatdag om ons te leer dat ons moet doen soos hy gedoen het nie? Vandag beweer baie kerke egter dat hulle in Jesus glo, maar hulle hou nie die Sabbat nie. Trouwens, die meeste kerke hou Sondagaanbidding waar. Sommige beweer, die wet van die Sabbat is afgeskaf. Dit is nie nodig om dit waar te neem nie. Op hierdie manier probeer hulle die belangrikheid van die Sabbat afmaak. God hoef nie die Sabbat te onderhou nie. Reg? Dink jy Jesus kan nie in die hemel ingaan as hy nie die Sabbatdag onderhou nie? Nee. Dan, hoekom het hy dit gedoen? Was dit nie sodat ons die belangrikheid van die Sabbat sou verstaan dat hy 'n voorbeeld gestel het nie? Dan, as 'n kerk beweer dat hulle in Jesus glo, watter leringe moet beoefen word? As enige Bybelse lering afwesig is daardie kerk autentiek of vervals? Ek vra om verskoning dat ek 'n wêreldse term gebruik. Ek probeer dit makliker maak om te verduidelik, so neem dit asseblief ter harte. Naarmate valsheid so algemeen geword het mense se skuldgevoel teenoor hulle verdwyn. Nou het die bewustheid dat iets verkeerd is, ten spyte daarvan dat dit verkeerd is, verdwyn. Kan ons egter ons hoop op die ewige lewe bereik as ons op vervalste leringe staatmaak? Kan ons die ewige koninkryk van die hemele gegeen word? Kan ons vergifnis van sondes verkry? Kan ons verlossing bereik? Niks daarvan is moontlik nie. Aangesien God ons opdrag gee dat niks deur vervalsings bereik kan word nie, moet ons die leringe van die Bybel volg. Ons moet ook besef dat enige iets wat nie met die waarheid van die Bybel ooreenstem nie deur God gesaai word nie, en dus kan dit ons nooit na die koninkryk van God lei nie. Maak nie saak hoe pragtig 'n plek mag voorkom nie, dit moet die waarheid bevat.
Daarom vandag onderhou ons die Sabbat in ooreenstemming met God se regulasies. Kom ons kyk dan na die Pasga. Lukas hoofstuk 22. 'n Kerk sonder die Sabbat kan beskryf word as 'n kerk sonder redding. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet." Hulle het vir hom gevra: "Waar wil u hê moet ons voorbereidings tref?" En hy antwoord hulle: "Kyk, sodra julle die stad binnegaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle tegemoet kom. Volg hom na die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis: Die leermeester vra u, waar is die gastekamer waar ek die Pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot boekamer wys wat reeds ingerig is. Daar moet julle voorbereidings tref." Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga voorberei. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostel saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly." Dink jy Jesus kan nie in die hemel ingaan as hy nie die Pasga hou nie? Jesus, wat God is ons wetgewer. Is die Allerhoogste wat bo alle wette is, nie ons God nie. God word nie deur die wet beheer nie. Hy is in die hoogste posisie oor alle dinge. Nietemin om 'n voorbeeld vir sy kinders te stel en ons dit te laat onderhou, het hy gesê: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly." Toe die tyd aangebreek het hy saam met die apostels gaan sit en die Pasga gevier. Maar alhoewel ontelbare kerke verkondig: "Ons glo in Jesus en die Bybel is 'n onveranderlike waarheid," hou hulle die Pasga. Dit is baie vreemd. Alhoewel dit in die Bybel is, hoekom beoefen hulle dit nie? Tog sê hulle dat hulle gered kan word. Ons ontmoet so baie mense wat so sê. God het nie nodig om na hierdie aarde te kom en die Pasga of die Sabbatdag te vier nie. Hy kon eenvoudig die mensdom beveel het: "Julle moet die Pasga hou terwyl ek dit nie nodig het nie." Hy het egter 'n voorbeeld gestel om te verseker dat ons dieselfde sal doen. Die rede hoekom hy die Sabbatdag gehou het, was om vir ons 'n voorbeeld te stel. Dieselfde geld vir die Pasga. Kom ons gaan aan na vers 19. En hy het brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Wat moet ons doen? Doen dit." In plaas daarvan om te sê: "Moenie dit doen nie," het hy gesê: "Doen dit, om my in herinnering te bring." Die Pasga is God se bepaling. Dit is nie iets wat verontagsaam kan word nie. Dit is hoekom apostel Paulus, wat later by die kerk van God aangesluit het, 'n belangrike boodskap gelaat het. "Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het." Hy het die toneel uit Lukas hoofstuk 22 en 1 Korintiërs hoofstuk 11 genoem. Jesus het gesê: "Hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed." Hy het ons duidelik beveel om dit te doen. Vandag dra talle kerke egter net die woord kerk sonder om God se opdragte uit te voer. Wat sal volgens Handelinge hoofstuk 5 met hierdie mense gebeur? Wat sal gebeur met alles wat hy nie geplant het nie? Hulle sal almal ontwortel word. Hulle sal misluk en vernietig word. As hulle doel egter van God is, sal jy nooit hierdie manne kan keer nie. Geen mag kan hierdie plek vernietig nie. Broers en susters, met 'n volle begrip hiervan, moet ons ewige dank en eer aan die Hemelse Vader en Moeder bied dat hulle ons na die ware kerk gelei het.
Ons het na hierdie plek gekom op soek na die waarheid. Dan vra mense, waarom bid die kerk van God in die naam van Christus aansang in plaas van Jehovah of Jesus? Almal, is daar 'n Bybelse leer oor hoe om te bid? Ja, daar is. Wat sê die Bybel? Watter ander naam van Jesus verskyn? In watter tydperk verskyn dit? In die tyd van die Heilige Gees. Ons moet bid en gedoop word in die naam van Jehovah in die tyd van die Vader, in die naam van Jesus in die tyd van die Seun, en in die nuwe naam in die tyd van die Heilige Gees. Matteus hoofstuk 28 leer ons dit. As 'n mens dit nie doen nie, wie is hulle? Ag, ek kan sien hulle is nagemaak. Vir die kerk wat hierdie lering volg, ag, ek kan sien dit is die kerk wat God gestig het. Ons moet beslis hierdie saak onderskei. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 51. Jesaja hoofstuk 51 vers 11. Wie deur die Here vrygekoop is, sal terugkeer, hulle sal in waar Sion aankom met jubelkrete. Die Bybel teken aan dat diegene wat deur God gered word, Sion sal binnegaan. Met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig, verdriet en gesig sal wegvlug. Waarheen gaan die mense wat deur God gered is? Hulle gaan na Sion, die stad van God se feeste. Om hierdie rede wat staan daar in Jeremia hoofstuk 4 vers 5. Dit leer ons dat Sion die toevlug van verlossing is, waarheen alle mense moet gaan. Almal met dit in gedagte, moet ons die kenmerke van die autentieke kerk van God, sowel as die waarheid leer aan diegene wat die verkeerde pad van geloof bewandel en verwronge oortuigings beoefen. Ek stel nie belang in luukse handsakke nie, maar ek het dit uit nuuskierigheid opgesoek vanweë die hoeveelheid nuus oor vervalste items. Hoe kan jy 'n opregte sak identifiseer? Die kenner sê, eerstens moet die leer styf wees. As die leer sag is, is daar ongeveer 'n 80 tot 90% kans dat dit nagemaak is. Ek weet nie veel van leer nie. Ek stel nie veel belang in vrouhandsakke nie. Hulle het egter 'n paar maniere uiteengesit om hulle te onderskei, en ek het gedink, ag, as ek hierdie aspekte in ag neem, sal ek dalk in 'n mate kan onderskei wat eg is. Alhoewel dit nie die enigste manier is nie, is daar heelwat algemene inligting oor hierdie aangeleentheid. Aangesien die Bybel tussen waarheid en valsheid onderskei, moet ons ewige dank en eer aan die Hemelse Vader en Moeder gee dat hulle ons gelei het op die pad na verlossing en ewige lewe in die ware kerk wat die absolute waarheid van God lewer. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 33 vers 20. Daar is geskrywe dat die verlostes in Sion sal ingaan. Waarom gaan hulle dan na Sion? Kom ons kyk na hoofstuk 33 vers 20. Kyk na Sion, die stad van ons feestelike byeenkomste. Jou oë sal Jerusalem sien, ongestoorde tuiste, 'n tent wat nie afgeslaan sal word, waarvan die tentpenne nooit uitgetrek en die tentlyne nooit losgeruk sal word nie. Want daar sal 'n magtige, die Here, by ons wees. Waar woon God by ons? In Sion. Wat beteken dit dan vir 'n kerk wat nie die feeste hou nie? Kan jy dit nie dadelik verstaan nie? Dit is 'n vervalsing. God woon nie daar nie. Die Bybel sê dat God ons magtige word in Sion, waar die feeste gehou word. By 'n plek van riviere met breë strome aan alle kante. 'n Boot met spanne sal nie daarop vaar nie. 'n Magtige skip sal dit nie oorsteek nie. Ja, die Here is ons regter, die Here is ons regerder, die Here is ons koning, hy sal. Wat sal hy doen? Ons verlos.
God sal sy volk red in die kerk genaamd Sion, waar die feeste gehou word. As 'n persoon wat nie in Sion is nie sê, ek is gered, weerspreek hy homself. Alhoewel hy dalk op sy eie verkondiging staat maak, kan hy nooit redding ontvang nie. Vandag, deur die Bybel, kan ons die autentieke kerk wat God gestig het, onderskei. God het gesê dat hy na hierdie aarde sou kom om ons begrip te gee, sodat ons die waarheid kan onderskei. Is dit nie omdat ons hierdie begrip gegee het dat ons in staat is om te onderskei wat eg is nie? Terwyl ons hierdie wysheid beoefen, laat ons nie die kandelaar van verlossing uitdoof nie, maar ywerig die pad van Vader en Moeder volg totdat ons die ewige koninkryk van die hemel binnegaan, sodat alle Sion-lede kan deelneem aan die groot maaltyd wat God vir ons voorberei het. Het die profeet Jeremia nie opgeteken dat ons redding van God kom nie? Ons het verlossing ontvang van God Elohim, die Gees en die bruid, en het die kerk binnegegaan wat al die waarhede beoefen wat God geplant het. Laat ons daarom nooit ons verlossing verloor nie, en ook nie daaraan twyfel nie. Laat ons eerder nooit ons vertroue in die bywoning van die autentieke en gesogte kerk waarin ons vandag is, verloor nie. Hiermee wil ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.